Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Nou, baie welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart. En ja, ons het 'n klomp wysheid nodig. Veral in families met welvaart, waar daai welvaart uit familiebesighede gebou word. So, jy luister hierna op 'n Potgooi kanaal, een van die verskillendes, of dit nou Apple of Spotify of van die ander is, of jy kyk aanlyn na ons op ons YouTube kanaal. So, dis vir my lekker om hierdie vandag saam met Karen Lategan te doen. My naam is Willem Lategan, vir die van julle wat die eerste keer dalk hier inskakel. Het is nie toevallig dat ons vanne dieselfde is nie. Daar is 'n naby verwantskap tussen ons. Maar ja, dit is my lekker. Karen doen familiebesigheidsbeplanning al vir baie jare saam met my. Haar agtergrond is in die sielkunde en in die teologie, so ek dink ons het niemand beter vandag hier saam met ons om hierdie interessante onderwerp wat ons nou gaan aankondig te kan doen. Baie welkom, Karen. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Goed, ons is in episode 85, nou ek gaan gou vir julle hier lees waaroor ons praat, en dan gaan Karen ons help om hierdie uit te pak. Dit waaroor ons hier gaan praat, het baie van julle waarskynlik nog nooit eers van gehoor nie, maar moet asseblief nie afsit of afskakel, omdat ons nou taal gaan gebruik wat vreemd is nie. Bytevas hierdie kan in jou familie en ook in jou besigheid vir jou eintlik massiewe groot deurbrake gee. Ons gesels oor die gebruik van genogramme om patrone in familiebesighede beter te verstaan. So, ek gaan nou hier op die skerm vir die van julle wat na die video kyk, gaan ek eenvoudig net hierdie vraag gooi. En dit is, wat op dese aarde is 'n genogram? So ek gaan gou vir Karen kans gee om dit vir ons te verduidelik. Ja, ek dink 'n genogram, ek dink wat 'n mens maklik gaan verstaan uit ons verwysingsraamwerk is maar baie soos 'n familieboom amper wat jy opstel. Soos 'n familiestamboom. 'n familiestamboom, Oupa en ouma, en so gaan dit af tot by die kleinkinders. Ja, en ons werk gewoonlik met dit uit 3 generasies uit, want wat dit vir ons wys, dit wys vir ons eintlik baie lekker die interaksie wat tussen mense daar bestaan. Dit wys vir ons die familie se storie. En elkeen van ons het 'n storie, en 'n familie het 'n storie, en dit is ongelooflik belangrik om 'n familie se storie te verstaan, want wat jy sien daar uit wat in generasies gebeur het, en jy weet wat maar ook in die toekoms moontlik kan gebeur, omdat dit van generasie na generasie loop. So waarna hier eintlik verwys is, as mens na 'n stamboom gaan kyk, en jy gaan sit oor daai stamboom sekere gedrag, dan kan jy eintlik tussen die generasies moontlik sekere patrone begin sien. Verseker, ja. Nou, kan mens dit byvoorbeeld sien in 'n familie waar daar dalk 'n geneigtheid tot selfmoord is? Ja, jy kan dit sien met dit, jy kan dit met afhanklikheid sien, jy kan dit met verslawing sien. Jy kan dit ook sien veral uit ons tipe konteks uit, jy weet goed waar mense byvoorbeeld sekere tipe mense bevoordeel, soos byvoorbeeld oudstes wat miskien hierdie geslagte altyd erfgename van sekere welvaart was en waar ander kinders te nagekom is. So, as baie tipe goed wat 'n mens kan sien uit 'n genogram. Kyk, Karen, ek gaan jou gou hier stop. Vir ons kykers en luisteraars, oudstes hierso beteken eintlik dan nou die eerste kind. Die eerste kind, ja. En ek en Karen is albei in ons familie se eerste kinders. So ons is dalk oorsensitief op hierdie, maar ons het die ou gebruik gewees, die oudste seun, die pa of oupa se naam gehad het, erf die familieplaas. Ja, daai tipe ding, ja, so. En dit raak partymal sekere patrone, binne families. Ja, en baie keer ook in familiebeplanning, jy weet, veral nog ons ou garde was vrouens baie keer glad nie betrokke in familiebesighede nie. Jy weet, vrouens was daar om kinders groot te maak en die familie te bou en die waardes oor te dra en daai tipe goed. En ons weet ons het vandag baie verander met die rol wat vrouens speel en dit wys ook baie keer daai tipe patroon uit en hoe belangrik dit is om na daai tipe goed te kyk vir die toekoms, om vrouens waardigheid te gee wat in 'n nuwe era leef. Ons leef nie meer in 'n ou era nie. Dit reg, ons maak hierdie prakties en ek gaan gou 'n prentjie op die skerm gooi. En hierdie is net tussen 2 generasies. So
En hierdie is eintlik net in een gesin binne 'n groter familiebesigheid moontlik. So, as julle op die skerm kyk, julle sien hier's reghoeke wat mans verteenwoordig, is die simbool wat ons in die genogram vir manlike figure gebruik. En hier's 'n pa met sy seun en skoonseun. So dis die 3 mans in hierdie noem dit nou maar familiekluster in hierdie besigheid. Maar dan die sirkels hier, so ek het dit maar net pink gemaak om dit duideliker te maak, is die ma wat met die pa getroud is, maar hulle het ook saam dan 'n dogter wat met hulle skoonseun getroud is, maar hulle seun is dan ook getroud wat dan nou die skoondogter hier verteenwoordig. So ons sit hierso met ons sit hier met die familie, maar ons sit ook met die aangetroudes in die familie wat nou deel van hierdie familiesisteem vorm, maar wat ook hulle eie stukke familiegeskiedenis na hierdie families toe bring. So mens kan eintlik op hierdie 2 skoonkinders, die skoondogter en die skoonseun, kan 'n mens eintlik in hulle familiekontekste ook genogramwerk potensieel doen. Maar wat ons in 'n genogram of in 'n ligte genogram sessie tydens familiebesigheidsbeplanning dan baie keer doen in so 'n situasie is. Ons werk eers net met individue en nie met die groep nie. En dan teken ons die prentjies soos wat julle nou hier nader aan Karen se kant op die skerm sou sien. Die van julle wie hierna luister moet amper nou vir jouself verbeel dat jy die pa en die ma, so die reghoek en die sirkeltjie onder mekaar, hulle verhouding met mekaar, maar nou gaan vat jy, ons vat die pa hier as 'n voorbeeld en ons gaan kyk byvoorbeeld na sy verhouding met sy seun, na sy verhouding met sy dogter, maar dan daarmee saam ook sy verhouding met sy skoondogter en sy skoonseun. So, ons gaan nou vir julle wys, weet hoe werk 'n mens hiermee. Maar goed, mens kan hierdie verhoudings op 'n klomp verskillende maniere teken, en ons het die simbole wat in genogramwerk gebruik word, om die aard van die verhoudings te beskryf, het ons op die skerm. Maar ek gaan doelbewus nie nou hulle verduidelik nie. So, ons glo ons het julle aandag. Ons gaan vinnige handelsflits breek neem. Baie dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Karen, is lekker om saam met jou hier te kuier. Besoek gerus hulle webwerf by rig.ac. Ons luister gou hierna. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Goed, ons is terug van ons handelsflits breek af. Ons gesels oor 'n baie interessante onderwerp in familiewyse welvaart. Ons praat oor genogramme en dan ook hoe mens genogramme kan gebruik om sekere patrone binne jou familiebesigheid beter te verstaan. So ek het so Karen saam met my. Karen het in kort vir ons gesê, 'n genogram is eintlik soos om 'n familie se stamboom te trek, 'n geslagsregister te trek, maar nie net te kyk, weet wie's wanneer gebore en wie's wanneer dood nie, maar eintlik te gaan kyk hoe lyk die verhoudings tussen individue binne hierdie familie en in die konteks wat ons dan nou van praat, 'n familiebesigheid. Ja, en die mens kan ook, jy kan ook ander baie belangrike goed daar sien. Jy kan sien, weet hoeveel keer is mense se name oorgedra. Jy kan sien wie se entrepreneurs in die familie, weet daai tipe dinge, en baie belangrike goed wat mens daardeur kan waarneem. Ja, hoe lyk tendense van egskeiding? Ja. Is die patrone van infertiliteit, jy weet. Ja, allerhande. Is daar geestesgesondheid uitdagings, jy weet, belangrike goed om na te kyk. Ja, verseker. Goed, hier is van die simbole. So, die eerste simbool wat op die skerm is, hierdie is nou klein, maar ons gaan dit vinnig vir julle verduidelik, is 'n teken van harmonie. So, dis 'n enkel lyntjie tussen twee individue, kom ons sê in hierdie geval dalk nou tussen 'n pa en 'n ma, of 'n pa en 'n dogter, beteken net doodgewoon, dis 'n gesonde verhouding. Die volgende simbool wat ons het, is 'n dubbel soliede lyn. Nou, hierdie wys klaar vir ons op 'n nader verhouding. So, dit kan verhouding tussen 'n man en vrou, ouers en kinders, broers en susters, ja, dit kan sulke tipe van verhoudings wees. So hierdie is 'n nouer verhouding as 'n enkel lyn verhouding. So 'n dubbellyn verhouding is 'n sterk verhouding. Jy sien hierdie is in groen op die skerm, so dis gesonde, sterk verhoudings. Die volgende prentjie hierso, Karen, is nog steeds in groen, dis 'n dubbellyn,
En jy kan sien hierdie lyn is eintlik nog nader met dwarsstreepies aan mekaar vasgevleg. Dis 'n baie naby verhouding, wie jy iets daaroor sê. Ja, dit is jy het dit presies gesê, dis 'n baie naby verhouding, is 'n goeie verhouding. Ja. Maar hierdie sal tipies tussen 'n man en vrou wees. So dis 'n sterker verhouding as 'n enkel streepie en selfs nog 'n sterker verhouding as 'n dubbelstreepie. Dis reg, As 'n mens in genogram werk, hierdie dubbellyn, gevlegte lyn gebruik, dan moet jy seker maak dis regtig iemand wat baie naby weet aan jou. So soos jou lewensmaat of dalk tussen vriende soos David en Jonathan, weet broers of susters of neefs of niggies wat regtig baie naby aan en mekaar natuurlik die is. verhouding gaan nie so lyk as 'n man en 'n vrou nie met mekaar in 'n baie goeie verhouding is nie. Ek meen as jy half op egskeiding staan of jy is in 'n gebroke verhouding, gaan jou verhouding nie so lyk nie. Maar dit is hoe dit lyk wanneer 'n verhouding gesond is en op 'n goeie pad is. Ja. Goed, dan beweeg ons uit die groen verhoudings uit. So het ons tussen twee individue 'n rooi stippellyn verhouding. So dis 'n verhouding waar mense apaties teenoor mekaar is. Hulle is half traag my nie agtig oor die verhouding. Ja, dit is duidelik is daar groter verwydering, jy weet groter afstand in hierdie verhouding. Daar's nie die soliede lyn en die groen lyn soos wat mense in meer intieme en gesonde verhoudings kry. Goed, nog steeds op rooi lyne, maar hierso is dit amper soos 'n zigzag lyn, 'n rooi lyn, waar daar vyandigheid is, in die verhouding is. So, jy weet, hier's nie, dis nie 'n, kom ons sê, 'n apatiese verhouding waar mense eintlik mekaar al vermy nie. Hierso is daar baie keer konflik. Die oomblik wat hierdie zigzag lyn dieper tande eintlik kry, dan is hier baie keer fisiese geweld by betrokke. So daar is ongelukkig, ons kry hierdie in families, ons kry dit in familiebesighede waar werklik geweld betrokke is, fisies en ernstige verbale geweld. Goed, 'n meer komplekse tipe van, noem dit vyandige verhouding, is byvoorbeeld wanneer dit 'n naby verhouding is waar daar afhanklikheid is. Kom ons sê finansiële afhanklikheid. Vrou is afhanklik van die man, maar hier is geweld, verbale of fisiese geweld in die verhouding. Maar die vrou is vasgevang in die verhouding en sy kan nêrens heen gaan nie. Dan kry ons hierdie zigzag verhouding, maar dan is dit ook 'n gebinde verhouding, omdat sy vasgevang is in die verhouding, maar is beslis nie 'n gesonde tipe van verhouding nie. Ja, en jy kan ook gou vir ons die laaste een hier verduidelik. Ja, dit is eintlik 'n simbool wat ons nogals baie in familiebesigheidsbeplanning sien. In families waar familie is, maar hulle praat nie met mekaar nie. Hulle is verhoudings is heeltemal afgesny. Daar's geen kommunikasie nie. Hulle wil nie met mekaar saamwerk nie en dis eintlik 'n moeilike plek om te wees, maar dat dit wel bestaan. Waar mense mekaar eintlik lewendig verloor. So dit beteken hier is 'n verhouding tussen broers, susters, paas, maas, neefs, niggies, ooms, tannies wat saam in 'n besigheid is, maar hierdie mense vermy mekaar. As hulle mekaar nie hoef te sien nie, gaan hulle mekaar nie sien nie. Hulle sal draai om mekaar loop. Hulle sal kontak vermy, sal as dit regtig moet dalk op 'n begrafnis wees, maar ja, as hulle nie nodig het om mekaar te groet nie, sal hulle dit self nie doen nie. Ja. So ja, baie hartseer plek in verhoudings, maar ja, die harde realiteit is om hierdie afgesnyde verhouding ook te kan teken in genogramwerk. Ek wil daarbey aansluit en net sê dat dit is baie vertroulik, hierdie simbole, en dis nie simbole wat in 'n familiebesigheidsbeplanning oop is vir almal nie. Dit word baie privaat hanteer en die een weet nie wat die ander een oor iemand sê nie, maar omdat dit so 'n geweldige goeie prentjie oor verhoudings gee dit vir 'n terapeut van buite af wat met hulle werk 'n baie goeie insig oor waar mense gehelp moet word om konflik in families uit te sorteer. So daar gaan 'n groot vertroulikheid hand aan hand met dit. Verseker, dis hoe ons dit ook in ons familiebesigheidsbeplanning sessies hanteer. Wanneer ons genogramwerk doen, gaan doen die individue dit heeltemal op hulle eie, weet selfs naby mense, soos gade sal nie mekaar se genogramwerk sien nie. Die enigste persoon wie sig het van die totale familie se genogramposisies, is dan 'n terapeut soos Karen wie opgelei is om hiermee te werk. En sy hanteer daai, kom ons noem dit nou maar genogram sketse,
baie vertroulik, sy neem dit in, sy kyk daarna, sy gee dit vir die persoon en dit word onmiddellik vernietig. So, dit gee nie daai stuk veiligheid, maar iemand wat met 'n familie in besigheid werk, spesifiek iemand wat as 'n terapeut opgelei is, moet sig hê van hoe die verhoudings tussen mense lê. En ook hoe mense se persepsies van verhoudings is. Weet jy, kry baie keer dat mense genogramwerk doen en 'n man dink dalk uit 'n naby intieme verhouding, weet met sy vrou, of hy dink uit 'n gesonde verhouding met sy seun, of 'n goeie verhouding met sy skoondogter, of 'n sterk verhouding met sy broer saam met wie hy in besigheid is. Maar die teenparty dink nie noodwendig so nie. Ja. En dan sit nie vreemd dat mense mekaar misverstaan nie, want hulle is nie emosioneel op dieselfde plek nie. Goed, so die prentjie wat julle op die skerm sien, die van julle wat luister, verbeel jy nou, jy het 'n reghoekie, moontlik van 'n pa, met 'n sirkeltjie van die ma aan die linkerkant. Jy gaan hulle verhouding byvoorbeeld beskryf, kom ons sê dis 'n baie naby gesonde verhouding. Dan aan die regterkant daarvan het jy nou die kinders en die skoonkinders, soos kom ons sê die pa het 'n baie sterk verhouding met sy seun. Dis 'n dubbellyn verhouding, kom ons sê hy het 'n gesonde verhouding met sy skoondogter. Dis 'n enkellyn verhouding, maar kom ons sê hier's geweldig spanning tussen hom en sy skoonseun. Daarom nie so dat dit kom ons sê 'n gewelddadige verhouding is nie, maar dis dalk 'n rooi stippellyn verhouding. En ongelukkig het hierdie ook druk geplaas op sy verhouding met sy dogter. En dit was dalk vroeër 'n dubbellyn naby verhouding, maar dis dalk nou net 'n enkellyn verhouding. En hulle verhouding is onder spanning. So dis tipies die tipe van goed, weet wat jy in genogramwerk binne 'n familiebesigheid kan sien. Ja, ek dink wat die genogram ook doen is, veral waar mense dit so persoonlik doen en waar lede van die familie dit persoonlik doen, is dit wys vir die persoon, jy dink baie keer baie goed in jou kop, maar wanneer dit vir jou prakties voor jou raak en jy sien dit in swart op wit voor jou, dan is dit vir jou half soos 'n riglyn, waar kan ek gaan werk om my familie op 'n beter plek te sit? Wat kan ek doen om 'n positiewe bydrae te maak? En dit wys vir my eintlik op swart en wit die verhoudings uit waarmee ek kan gaan werk. Ja. En dit is vir my so belangrik daaromtrent, laat dit vir mense 'n realiteit word. Ja, die oomblik wat mense gekonfronteer word met 'n skoon vel papier voor hulle, met miskien penne van verskillende kleure wat hulle hierdie goed moet uitteken en waar hulle name inskryf en so, word hulle eintlik gekonfronteer met die realiteit van hulle verhoudings, en dit is eintlik soos 'n katarsis. Maar ek het ook al as 'n buitestander beleef waar ek saam met Karen hierdie werk doen. Ek het nooit sig hiervan nie. Sy deel dit ook nooit met my nie, maar kan ek net op mense se gesigte amper die verligting sien wanneer hulle hierdie inligting met 'n terapeut soos met jouself deel. Net om te sê, maar iemand is nou ingelaat in my binnewêreld en sien iets hiervan, en ek kan in vertroulikheid eintlik nou uitreik na iemand om my te help. Ja, dit is bevrydend. Ongelooflik bevrydend, fantastiese werk wat hier uitvloei. So, ek wil julle uitdaag vir die van julle wie hierna kyk, om miskien dalk net die video te pause. Ons sal in die show notes ook, vir die van julle wat na die podcast luister, sal ons hierdie simbole sit. Ons sal ook 'n voorbeeld gee van hoe mens die verskillende individue kan uitteken. So gebruik die vierkantjies vir die mans, die sirkeltjies vir die dames, teken dalk in jou naby familie en die besigheid, jou sirkels en vierkantjies, en gebruik die simbole in hoe jy die verskillende verhoudings sien. So dis die stukkie werk wat ons vir julle wil gee. Dit klink eenvoudig, dit klink maklik, ek beloof jou, dit is moeilike emosionele werk hierdie. En as jy enigstens voel jy het professionele hulp hier nodig, wil ek julle uitdaag om met Karen kontak hier te maak en 'n e-pos te stuur na info@rig.ac. Moenie vertroulike detail hier deel, moenie jou genogram aanstuur op hierdie e-posadres nie. Ryk doodgewoon net uit en sê jy wil in kontak kom met haar en jy wil in 'n gesprek wees met haar. Dis vir julle as individue. As jy groepe is binne 'n familiebesigheid, sê jy, ons het 'n paar uitdagende verhoudings binne ons familie en besigheid. Ons dink is nodig om dalk hierdie stuk werk met professionele hulp te doen. Ryk gerus uit na ons op hierdie nommer. Goed, so ons gaan dan ook interessant in die volgende episode wat ons gaan werk, gaan ons dan ook kyk spesifiek na die verhoudings tussen broers en susters binne familiebesighede, want dis baie keer waar hierdie goeters uitspeel. Goed, dankie Karen vir jou insette en insigte hierso. En
Ons sien julle dan oor 2 weke wanneer ons na die volgende episode luister. As hierdie vir julle waarde het, teken gerus in op ons YouTube kanaal dat jy kennisgewings kry wanneer die volgende video beskikbaar is, dieselfde op die Potgooi kanale. Ja, die Engelse sal jy sê like and share dit. Ons is baie trots op hierdie werk. Ek weet nie van baie sulke werk wat in Suid-Afrika en Afrikaans beskikbaar is nie. Ja. En as julle 'n behoefte het binne julle familie besigheid om dieper familiebesigheidswerk te doen waar ons sterk vashou aan die besigheid aan die een kant, maar aan die ander kant ook sterk aandag gee na hierdie belangrike familieverhoudings te kyk, kan julle op myselfde e-posadres info@rig.ac met ons kontak maak. Ons webwerf, soos ons reeds gesê het, rig.ac. Tot volgende keer, baie dankie. Baie dankie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.